vanaand, ek nou, my proefkonyn om Eddie, is altyd die ene wat ek, en my vroukie wat ek goed mee gaan bounce, en hy het nogal kop gekrap oor vanaandsin, en ek wil hê, ek dink regtig dit is interessant. Wel, vir my is dit altyd, maar kom ons bid net eers. Dierbare God, nie ons Vader, Here, is die koning van die konings, die Here van die leerskare. Vader, as niemand soos U nie. Staan vanaand by ons stil en laat die woord van God vir ons insink. Vader, dat het val op vrugbare grond en dat ons sal weet dat U is met ons, by ons, en dat U ons nooit begewe en nooit verlaat nie. Vader, ook die woord en dit wat ek vanaand wil deel, Here, help my om dit te verwoord. Vader, want ons weet elke woord wat neergepen is gedoen deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees in ons. Jesus het vir die disippels gesê, ek gaan na my Vader, maar ek los vir julle die Heilige Gees trooster, sodat julle sal weet, julle is nie alleen nie, en in die dag van jou benoudheid sal hy jou deurdra, hy sal selfs namens jou bid, welgevallige woorde, tot my, het U gesê, Here, amen en amen. Goed, ek gaan nou vir julle 'n vers lees, uit Jeremia. Jeremia 1 vers 5. So ek hom nou net gaan 'n bietjie groter kan kry, dat ek hom ook kan lees. Goed. Die eerste vers, Jeremia 1 vers 5, daar het julle hom. O, pragtig. Hy sê, en dis effektiewelik, en ek herhaal myself weer daaroor, dis God wat praat. Deur die Heilige Gees, deur Jeremia. So effektiewelik, God sê hierso, voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het ek jou geken, en voordat jy in die liggaam voortgekom het ek jou geheilig, ek het jou tot 'n profeet van nasies gemaak. So wat sê die Here vir hom? Toe hy nog, met respek, 'n gedagte was, het die Here reeds geweet, sy begin, en sy einde, en op sy lewe 'n profesie gesit. Wat het jy dit vanmiddag genoem? 'n lewensdoel of lewens? Ja. Jy het 'n woord gebruik vir dit, Omedi? Jou skepingsdoel, jy sien. Jou skepingsdoel is alreeds vir jou bestem, soos ek het gestel het in die preek van my, jou roltrap lei na iets toe. En dit is die beeld wat God van jou het, in jou einde, net soos wat hy gehad het met Jesus. Vader, stuur my, en daai hele gedeelte het afgespeel in Jesus se lewe, alles wat vir ons verwoord is, tot op die plek waar hy aan die kruis sê, dit is volbring. Perfek volgens die skrip. Daar was gedeeltes in Jesus se lewe, byvoorbeeld in sy geboortestad, wat ek glo buite die skrip was, waar hy gekom het, nie dat God dit nie geweet het nie, want God sê, voor iets nog gebeur, weet ek dit. Maar die Here in sy almag, laat nog steeds die goed aangaan, perfekte wil, toelaatbare wil, omdat hy die mens vir my en jou 'n keuse wil gee, oor wat is jou skepingsdoel, volgens hom, en hoe eindig jy met dit self. Maar, ek gaan nou net 'n kat in die hoenderhok gooi met die. Nou sê hy ook, ek ken jou so goed, dat elke haar op jou hoof is genommer. Dis interessant die verskil, nee. Tel is makliker 30, as 1, 2, 3, 4, 5. Hy sê, ek weet tot as 1 uitval. So hy sê, as nou by 144 uitval, so, naby ken ek jou. So hy sê nie, kom ons gaan doen 'n hair count, daar's 'n paar weg nie. Hy weet tot wat die haar is weg. So goed ken hy jou. Sê, voor jy dink, weet ek. Voor jy praat, weet ek. Voor jy doen, weet ek.
Maar nou sê hy die volgende, en toe, ek die vir hom Eddie sê vanmiddag, en nou die aand vir Leonie ook, Matteus 7 vers 21, nou, ek het dit al 'n paar keer vir julle beskryf, hierdie versie het my bietjie laat dink. Dit is wanneer die eindfluitjie blaas, en ek het dit nou so gestel, nou, dis wanneer die eindfluitjie blaas van jou lewe, maar jy gaan hom nooit hoor nie. Dink bietjie daaroor. Die dag as jy dood is, die eindfluitjie gaan blaas, almal gaan rou, almal gaan weet, jy is nie meer hier nie, maar jy gaan daai fluitjie nie hoor nie. En dan word jy opgeneem soos wat Lazarus en die ryk man opgeneem word. Dan kom jy voor die regterstoel van Jesus God en jy kom in die hemel, in die paradys, en dan gaan hy die boek oopmaak van die lewe en dan die boeke vir jou werke. Maar nou sê hy nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil van my Vader doen. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedryf nie, in die naam baie kragtig gedoen nie. Volgende vers. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Ken die hare op jou kop, ek weet jy is in die moederskoot gebore. Hoe sal hy sê, ek het jy nog nooit geken nie, wat het gebeur? En dis die vraag vanaand. Hoe sal dit gebeur, dat jy is die fluitjie blaas, voor die troon gaan staan, of enige stadium van jou lewe, en God sê vir jou, Jesus sê vir jou, I never knew you. How's that possible? Sê gou? As jy nie doen wat sy woord sê nie, maar baie doen nie wat sy woord sê nie, Moses het ook nie. But, ja? Hoor wat hy sê in het taal doen. Dit lyk op hy sê nie. Hy sê op flippe. Dit hoor in die niet, dit lyk op baas. But why would he say even before that, I never knew you? That explicitly says, I never knew you. So in daai konteks, ek verstaan wat jy verder sê, om jou te kwalifiseer, moet jy die woord doen en die dade doen, dan gaan hy sê, ek ken jou. But to some, goed, daar is die een. Verhouding. Verhouding? Nog 'n antwoord? That's the ones he's going to say, never. I never knew you. Iemand anderster? Sy hom nie herken het nie, maar hulle sê dan daar, ek het in u naam, Here, duiwels uitgedryf, ek het in u naam siekes gesond gemaak. So they knew him. Anything else? Alles is waar, maar dit kom saam. Hy sê, ek kyk, Mariet sê, ek kyk na jou hart en kyk of jy my werklik lief het. So, presies wat jy gesê het, Boeta, het ek die werke gedoen, het ek die woord gedoen, het ek alles gedoen. Maar dit wat Eddie vanmiddag vir my gesê het, did you come to the point that you manifested, het jy jou skepingsdoel volbring. En wat is die skepingsdoel van God vir elkeen van ons? Leonie het nou gesê, verhouding. Did you have a real relationship with me? Because then I'll say, my skape ken my stem. Hy gaan verder om weer dieselfde ook te illustreer, en kyk nou hoe goed werk hierdie uit. Ons gaan kyk na
Matteus 16 vers 13. Hierdie gebeur op dieselfde dag. Hy sê, en toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi gekom het, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van God is? Nee, lees ek nou verkeerd. Wie sê die mense? Van die snaaks. Wag, hy vra vir sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek, is eintlik, hy lees nie reg nie, is dit nie? Is ek nou verkeerd? Maar hy sê, wie sê die mense? Okay, maar Pieter is my, wie sê die mense, is ek die seun van God? Of wat sê hulle, wie is ek? Nee. Nou gaan ons verder. En hulle antwoord, sommige sê Johannes die Doper, sommige Elia, en ander Jeremia, of een van die profete. So they knew him so and so. But, jy het gedink, hy is die of daai of die ander ding. Persoon. Goed, maar nou, hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? So julle het nou gesê wat die ander sê, ons wat hier sit, wie sê julle is hy? En ons kan onontbonde sê vandag, soos Petrus sê, hy sê vir hulle, maar wie sê julle? En Simon Petrus antwoord hom en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. So hy herken hom direk en Jesus is absoluut tevrede met sy antwoord en Jesus sê die volgende. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die... So the only way God will instruct or tell you anything is as if you are connected to Him. And how are we connected to God? Through the Holy Spirit. En hulle wat deur die Gees van God gelei word is kinders van God, waarlik kinders van God. So belangrik vir my en jou vanaand, hy sê daar, soos ek nou vanaand vir julle sal sê, well done. Die Heilige Gees het dit aan julle geopenbaar. Nou loop hulle eentjie verder, en Jesus sê die volgende, vers 23. Dink ek. 21. Hy sê, Matteus 16, nee. Daar is Johannes, moes wat? Yes. Ja, wat gebeur is op Esau, aan hierdie kant is daar so boeknout Johannes, en as jy bietjie die kant karring, dan is jy weg, maar goed. Van toe af het Jesus begin om die disippels te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, dit is nog steeds Matteus 16, moes gaan, en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes lei, en gedood word op die derde dag weer opgewek word. Toe neem Petrus, vers 22, en hier moet ons na die onderskeid sien. Hy vra, wie sê hulle is ek? Wie sê julle is ek? En hulle antwoord hom net. Maar nou vra Jesus, en hy vertel van, hy moet gesterf, hy moet gekruisig word, en Petrus sê, kom bietjie hier. Na. Hy roep hom een kant toe. Hoekom? Hy is overconfident. Andersins sou hy net bloot, maar hy was overconfident. Dis nou Niels 1 vers 1. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf. Wie sal so audacious wees, so voorbarig wees, om Jesus te bestraf, jou rabbi? Onthou, in daai tyd, 'n rabbi het sy volgelinge gehad, en hulle het 'n baie rigiede respectorde gehad. Don't speak until spoken to, or ask questions. Hier roep hy hom en hy bestraf hom sonne. Verstaan? Something went wrong. En kyk waar kom die antwoord uit. Mag God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Goed, dan gaan ons aan.
Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mens. In 3 minute, 5 minute, van 'n Heilige Gees inspraak, tot jy praat nou soos die duiwel. And that's how easily you can lose to your flesh. Daai mense van nou, hulle het gedoen wat hulle gedoen het. Hulle het duiwels uitgedryf, hulle het daai goed gedoen, but not through the power and the blood and the recognition of Jesus Christ. Daar's op 'n stadium loop die disippels en hulle profeteer, en 'n vrou loop agter hulle, en sy profeteer ook. En Petrus draai om, hy sê, ek bestraf jou, en sy verloor haar mag van waarsêery, because the devil knows Jesus as well. Die duiwel ken die woord ook. It's all about, is it your spirit or the spirit of the devil? Die Here sê nie vir Petrus, jy is Satan nie. Hy sê, gaan weg agter my Satan. Hy spreek die gees aan wat deur Petrus praat. Dit wat hom laat dink soos hy dink. Gaan weg agter my Satan. Jy is vir my 'n struikelblok. Menslik nou, nee. Omdat jy nie die dinge van die Vader bedink nie. Maar net bo het hy gesê, mens, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader. So die beginsel is, en dis Sondag se preek wat ek wil gee, een gedagte, waar kry jy jou herstel? Want hier kon Petrus nou gesê het, nou is ek sommer die duiwel, ek's uit die kerk uit. Niemand gaan met my so praat nie, ek's 'n ouderling. Ek bak koekies vir die ouwe huis, niemand gaan so met my praat nie. Maar wat doen hy? Die storie gaan aan soos julle dit ken. So belangrik hierso is dat ons moet onderskeid tref tussen wanneer praat die Heilige Gees en wanneer praat God. Ag, die vyand, jou vlees, die Heilige Gees of jou vlees. In 'n ander geval kom die mense van 'n diens af, die 7 seuns van Skeba. Wat gebeur? Hulle kry 'n besetene, weer eens die 2 opposites, en hulle kom by hom en sê, hey, gaan uit. En hy gaan staan so, nou hoe ek nou die movie sou maak, en hy skud hom so af, en hy kam sy brilkriemare, en hy sê, maar wie is julle? Hulle sê, hey, wat bedoel jy, wie is ons? Ons kom na jou toe in die naam van Jesus. Ons kom na jou toe in die naam van Paulus wat Jesus verkondig. Wat sê hy vir hulle? Jesus ken ek. Dis 'n duiwel wat praat, né? Jesus ken ek. Petrus weet ek van. Wie is julle? Presies hierdie. Wie is julle mannetjies? En net daar, nou baie mense gebruik hierdie gedeelte as, en die gees spring op jou, en daai en dan, wat ek nou met julle bespreek het, en daai gees, bedoelende die man, spring op hulle. 1 man, 7 manne, hy gee hulle 'n nat pak, en hulle skaal huis toe. Fisies skaal, so hy het sommer hulle klere ook gevat. Dit is wat met ons kan gebeur as ons nie binne die leiding van die Heilige Gees autoritair wil gaan optree namens Jesus. Kon Jesus hulle beskerm het? Ja. Beskerm God jou? Ja. Want jy gee hom die autoriteit en jy sê in die naam van Jesus Christus, soos om en my vrou vanmiddag gepraat het, as God dit wil, kom ek vanaand. As die Here my toelaat. Dis nie ek het gekom en ek, daai vers sê ons het, wanneer ons inkom en ek inkom, dis waar die probleem is. So vir jou en vir my vanaand, kom ons vat nog 'n voorbeeld. Jesus loop op die see, hy klim in die boot, daai storm, nee. Nou, as God 'n storm wil maak, soos wat daar was, hoekom sal hy hom dan stil maak? Wil hy hulle iets bewys? God het nie 'n storm gemaak nie. Hy sê, stil. Ons God wat ons dien, sê ek onontbonde vir jou,
sal nie 'n storm in jou lewe maak om jou te vernietig of te na te kom, om net te bewys, hy kan hom stil maak nie. Toe hulle aan die ander kant kom, kry hulle die manne tussen die grafte. Wat sê hy vir Jesus? Hy praat eerste. Hy sê, Seun van God, wat het jy met ons te doen? Nie wie sê jy, waar kom jy vandaan, ek sien jy die storm gemaak nie. Hoe voel jy, as jy naar, as jy sê siek? Nee. Hy sê, Seun van God, because he knew what was God's ability, Jesus' ability, the Holy Spirit ability, if we allow him to work through us, not us. Ek het julle al 'n paar keer hierdie vertel van die man, en dis nou maar net 'n storie, sit in sy study, of in sy kamer, sy bidkamer, en terwyl hy met die Here praat, met Jesus praat, met die Heilige Gees, is daar 'n klop aan die deur. En hy sê, Here, gee my net 'n oomblik. Daar's 'n klop aan die deure van my hart, kom ons vat dit so. En hy stap weg, en dis alkoholisme. En hy en alkoholisme is aan mekaar. En hy kom terug met 'n paar pleisters en 'n stywe nek. En hy gaan en hy sit. Nou vir ons, hy verstaan nou nie, hoe werk dit nie? Hier sit die Here, en hy is nou vernieuw. Ons gaan nou terug na die grafte toe. Ons was nou net by dit gewees, die vernieuw, by die 7 seuns van Skeva. Verhouding. Hy gaan toe, daar's weer 'n klop aan die deur, en dis Welis. En hy beklei weer, en hy kom terug en hy sê, Here, hoekom kom u nie in my tot hulp nie? Hoekom as die klop aan die deur is, en u weet wie's by die deur? Want u weet alles. Hoekom help u my nie? En Jesus se antwoord was, jy het my nie gevra nie. Think about it. We always try to change it ourselves. And on the fallback, en as ons dit nie maak nie, Elia, Petrus wat sink, o Here, help! Hoe kan 'n goeie God van liefde so iets met my laat gebeur? Maar was hy in jou aanloop tot waar jy is vandag? Nou kom hy, en die geeste, meervoud 3000, in daai manne, in daai man sê, jaag ons asseblief nie, net weg nie, maar stuur ons in die varke in. So wat wys dit vir ons? Wanneer die as God daar is, Jesus die Heilige Gees, is daar autoriteit. Wanneer jy en ek alleen daar is, dink ons het autoriteit. Ek wil so ver gaan om te sê, mense bid vir mense en hulle word gesond. Jy het geen invloed buiten jy's die bidder nie. God maak gesond, Jesus maak gesond, you are just a instrument. That's it. Ons het in u naam genesings gedoen. Jy het nog niks gedoen nie. Jy kan nie 'n steen maak sonder God se genade nie. En dit is die geheim, dat hulle het die hele tyd gesê, ons. Nou kom die geeste, en ek het vanmiddag, waar is dit? By die kerk, kom 'n man na my toe, en hy sê vir my, pastoor, ek wil jou gou iets vertel. Ek sê, asseblief, vertel my. Hy lyk opgewonde. Hy sê, onthou jy, jare terug, het jou pa, pastoor van Eden, vir my gebid. In sy boek is hy ook geskryf, van die man wat hy met 'n maagseer in die maag geslaan het. Ja, dis hoe my pa geopereer het. Kyk, hy was willer as die wildtuin. 'n Man kom daar aan, en staan sy maag so. Dan vat hy hom so agter sy nek, en dan pot hy hom in die maag. Maar soos in, nie tap nie, hy slaat hom. En toe hy hom slaan, toe is hy knop weg. Daai gees het uitgegaan in die autoriteit van Jesus Christus, die Heilige Gees in God. Hy sê, toe gaan ek huis toe, en ek kom by die huis, en my ma sê vir my, hier is jou pille, voor jy gaan slaap vanaand. Ek sê, ma, pastoor het my geslaan, ek is gezond. Sy sê, wow, daai happy clappies, hulle is nie lekker nie. Ja, hulle is die happy clappies genoem, omdat ons, maar goed, vandag klap ons allemaal hande, maar prys die Here.
Sy sê, maar daar lê jou pille. Hy sê, en hy kyk die pille so, en hy vat dit maar kamer toe. Dit was nie 'n paar minute nie. Dis die pyn terug, hy sê, erger as ooit. Boem, daar staan die ding weer. Wat het gebeur? Twyfel. Hy het op die geloof van die gelowiges in daai oomblik genoeg geloof gehad, maar hy het self nog nie daai verhouding gehad tot en met wat hy toe doen nie. En hy staan so en hy sê, hy buk sommer so dubbeld. En sy ma hoor hy huil, en sy bring vir hom die pille nader met 'n glas water. En sy sê vir hom, drink, ek het jou gesê. Jy sien, hierdie bitterheid werk nie. Pastoor Martin het die eerste diens daarvan gepraat Sondag, waar hy clown moes nou sê, genesing werk nie meer nie. Ek kan nie anders sê as hy clown nie, want dit is 'n grap. Die Bybel noem hulle selfs, moenie 'n dwaas na sy sotheid antwoord nie. Pastoor was nogal beleef om hom te antwoord. En hy staan so, en die Heilige Gees kom hom te help. Hy sê, Here, ek was nou gesond tot hier deur u genade. Ek sal nie daai pille drink nie. Ek vat nie weer hierdie pyn nie. Hy sê, poep, weg is hy weer. Dit is die God wat ons dien. Wat het hy gedoen? Hy het autoriteit gevat wat hy geglo het, en daai Gees moes die knie buig. So vir my en vir jou weet vanaand, daar is soveel krag in die naam van Jesus. Hy sê, ek sal niks doen wat my Vader nie sê, ek moet vir julle doen nie. Hy sê, die Heilige Gees sal ook niks doen wat ek nie vir hom sê nie. But you and I need to allow the Holy Spirit to operate. Jy moet sê, asseblief Heilige Gees, lei my, bewaar my, bou 'n skans om my, sodat ek weet, ek is nie alleen nie. Hulle vertel 'n storie, en dis nou maar so iets ligtigs, maar dis die beginsel. 'n man ry eendag met sy Beetle op die highway, en dan kom 'n kar by hom verby, met baie mense in, en hy tel toe 'n bietjie road rage op met hulle, en hulle wys trek af, maar hulle is baie, en hy is alleen, en hy besluit, vandag gaan hy nie terugstaan nie, en toe hulle so stop voor hom, toe spring hy uit, en so is hy hardloop na die kar toe met baie mense, en toe spring hulle en hulle jaag weg. Hy sê, daar is hy, so moet die ding mos werk, en hy draai om, en hy ander ou sê vir hom, yes broer, maar jy is braaf. Hy sê, maar jy sien mos hulle hardloop weg. Hy sê, kyk net jou vollaas op jou rug, jy het nie die safety belt afhaal nie. Nou die beginsel is, wanneer jy aankom, moet hulle die Gees in jou sien. Moet hulle wat teen jou wil wees, die Gees in jou sien. En vir daai Gees, sê die Bybel, sal elke knie buig, elke tong sal bely, dat hy die Here is, die God is, die geneesheer is. Man, ek het vandag by 'n ouete huis, daar in Breedstraat, een van my beste ondersteuners, die tannie lê op die bed, van die dames was saam met my. Ons het dit beleef, donderdag aand ook. 'n vrou het 'n gewas in haar maag, hy staan sommer soos 'n span spek. En die tannie lê op die bed, sy krul van die pyn, haar maag is so opgestel. Ek sit op albei geval in my hande, my hande, wat ook al die geval is. En soos ek bid, blaas daai tannie se maag af. En die pyn is weg. Daai vrou se gewas, Leonie was by. Sy sê, is nie dat sy, soos ek staan nie, poep, sy sê, daar sy weg. Dit is wat die Heilige Gees kan doen, deur sy krag en sy inspraak. Never think it's you, please. Dis die grootste ding wat die vyand vir jou wil hê, is om te glo, dis jy. En net as jy jouself so bietjie verhoog het, dan skop hy daai Bildesweras leertjie onder jou uit. En dan val jy, en dan skop hy jou. Soos die 7 seuns van Skeba. Maar as jy val, en jy kan soos Petrus jou hand opsteek, of jy kan soos Samson, dink bietjie Samson gaan in sy eie krag naderhand, en hy vergeet van die beloftes wat hy gemaak het aan God, en een duiwel, Delilah, en geeste in haar,
draai hom vas. Dis spreekwoordelik soos 'n spinnekop wat haar web om hom gespin het, tot op 'n plek waar sy geheim gekry het, sy hare, die wyn. Totdat hulle jou geheim kry van die Heilige Gees, dan wil jy in jou eie krag daai web breek, en dan verloor jy. Because you're not strong enough. Die Bybel sê duidelik vir ons, en dis weer eens God wat praat, hy sê, as een van julle dink, jy kan jouself red, of beskerm, of jy doen nie sonde nie, en hier is hy baie ernstig, hy sê, dan maak jy my God 'n leenaar, want hoekom sou ek my seun gestuur het, om aan 'n kruis te sterf, vir jou toekomstige sondes, vir jou toekomstige nood, dan kon ek hom ons maar by die huis gehou het, en jy jouself uitgesort het. You can't win a spiritual fight on your own. Daar was niemand wat amper meer gebid het as in menslike vorm as Daniel nie. En nog steeds kom die engel by hom en sê 21 days het ek geveg om by jou uit te kom sodat jy die antwoord kan kry om te oorwin. Want sonder my antwoord wat ek vir jou moes bring, sou jy geen antwoord gehad het nie. Daniel sê ons kon drome uitlê en gesigte sien. But it came from somewhere. Came through the spiritual world. Without the spiritual world, we are just lost cases. So ek gee vanaand vir jou die opgewonde gevoel, jy het 'n gratis uitnodiging, soos al hierdie goed wat hulle adverteer, sien hierdie dobbelde goeders op, ek sien nou 'n bord, 400 gratis trekke of speel, jy kan 400 keer verniet speel, tot hulle jou geld begin steel. Alles het 'n prys. Maar wat is ons beloning? Ek het vandag daarop gesit, ek dink op die groep, bring iemand saam en wen. The blessing. Bring the blessing. And that is what you just received. Wie het iemand gebring? Daar is hy, die blessing is joune. Goed, nee, jy sal 'n KitKat kry, moenie worry nie. Goed. Of Cremora, it's not inside it. Daar is hy. En dis die Heilige Gees. So ek wil jou los met hierdie vanaand. Never lose hope. It was never your fight. You went into the battle, but never go in on your own. Die Here gaan so ver, hy sê, vir ding was vir Josua, as ek reg onthou, hy sit die orkes, die band, voor die gewapendes. En as hulle sê, heilig, heilig, heilig is die Here. Een van die pastore het nou 'n week terug daaroor gepreek ook. Dink dit was Sondag aand, of ergens. Toe spring die vyand aan mekaar en hulle maak mekaar dood. En die band sê, heilig, heilig. Want is net bloed. En die ouens hier agter sê, hier is 'n goeie fight. Maar wat gebeur? Staan terug. Neem sy belofte wat hy vir jou het. Hy sê vir die Israeliete, hy sê ek gaan vir jou die beloofde land gee. Elkeen van julle het 'n einddoel, 'n beloofde land, 'n goeie plek waar jy kan aftree. Amper nou soos Leonie met haar perde. Sy op 'n ouderdom kom en soek sy die beste plek waar hulle nou net kan gaan aftree en gaan wy. Die Here wil hê jy moet genoeg hê op jou ou dag. Die Here wil hê jy moet op 'n goeie plek wees. Maar maak hom die penningmeester van jou finansies. Maak hom die beskermer van jou vlees. Maak hom die baasvegter oor jou situasies. Why fight if you can be, hoekom moet jy beklei as jy net kan partytjie hou? Hulle staan voor die beloofde land. En wat die 10 kom terug en sê, woe, reëse. Hulle het nie geluister nie. Soos vanaand het Moses vir hulle gesê, die Here gaan julle stryd stry. Hy gaan vir julle die plek skoon maak. Just go and be happy. Maar wat wil hulle doen? Hulle wil karate kid speel. Nou vanaand, berus jouself as jy die Here soek
en jy stuur hom voor jou uit. Elias, die profeet staan op die berg, hy sê, Here, wys vir hom dat hy wat in ons is sterker en groter as hulle wat teen ons is. That's the end of it. No ifs and buts. Die duiwel gaan kom en sê, het jy nou dit gedink, jou 10de betaal, het jy dit? Ja, daai goed het hulle plek. Maar ek sê vir jou, die man by die bad van Bethesda het nie 10de betaal nie. Die vrou wat aan bloedvloeiing gely het nie noodwendig 10de betaal nie. In die nuwe dispensasie, die nuwe testament is die genade daar, ja. Daar is sekere goed wat ons nog steeds moet doen. Hy sê, onkunde is nie 'n verskoning nie. So what you know, do it. But wait on the Lord to fight your battle. Amen. Kom ons sluit die oë. Dierbare God, Hemelse Vader, Here, U is die koning van die konings, die Here van die leerskare. Here, dat dit nooit vir een van ons sal wees, as die eindfluitjie blaas, dat U sal sê, gaan weg, ek ken jou nie. En daarom vanaand is elkeen, die sit, steek jou hand omhoog, elkeen steek jou hand op. Vader, onuitgesproke versoeke wat sê, Here, dink vanaand aan my. Dink aan my en my swakheid, en gaan my vooruit. Dat ek net U kan loof en prys en die stryd is U sin. En elkeen wat hier sit, bely vanaand, Here, dat hulle sê, waar ek op myself vertrou het en waar ek U teleurgestel het, Here, vergewe my. Vergewe my, en die Here sê ek getrou en regverdig om elke situasie te vergewe. Ek werk dit in die diepste see, hoor jy nou vanaand, ek werk dit in die diepste see, en ek God, die woord sê, sal nooit daar weer aan dink nie. Geseënd en gesalf is julle in Jesus naam, amen.